Baie welkom by ons spiritualiteitsreeks week 2. 'n Ouderling bid voor die erediens in die konsistorie. Here, mag ons vandag iets van U leer. En dit illustreer die tweede van ons spiritualiteite, die kopspiritualiteit. Hierdie mense wil graag oor dinge dink. Hulle word gedryf deur die rasionele, die rede, waarneming, nadenke. Hulle wil dinge verstaan en uitredeneer. Hulle dink sistematies, hulle vra en soek antwoorde. Hulle word oortuig van geestelike sake en hulle verander as gevolg van nuwe ontdekkings of sterk argumente. Hulle dink krities. Hulle hou van debatteer. Hulle hou van feite, nuwe inligting, statistieke, navorsing. Hulle groei geestelik deur oor dinge te dink en dinge uit te werk. Hulle geloof word ook baie privaat ervaar. Die eredienste wat die beste by hierdie spiritualiteit sal inpas, lyk as volg. Die preek is natuurlik die heel belangrikste van die erediens. Preke wat die beste by hulle pas, is die rasionele diskurs of 'n tipiese 3-punt toespraak. Hulle wil intellektueel gestimuleer word. Beredenering van verskillende perspektiewe wat op 'n logiese wyse by die beste standpunt uitkom, dit werk vir hulle. Leerpreke wat tekste analiseer is goed. Die inhoud van preke moet Bybels korrek wees, teologies sin maak. Dit moet rekening hou met die akademie, die wetenskap en teologiese navorsing. Die liedere wat tipies sou werk is die ou liedboekliedere met opeenvolgende verse. Dit herhaal nie, daar's nie refreine nie. Dit het Bybelinhoud en dis teologies korrek. Liedere soos Grote God aan U die eer, loof die Here al wat lewe. Die begeleiding is meer uitvoerend van aard. Die klem is op hoë kwaliteit. Eenvoudig, maar nog steeds gaan dit eerder oor die woorde as die musiek. Hulle soek nie instrumente of style wat die emosies opsweep nie. Die sang is glad nie ekspressief of liggaamlik nie. Die eredienste is vol struktuur, daar is orde, daar is 'n logiese verloop, 'n vaste liturgie, programmatig formeel. Goeie voorbereiding en navorsing is belangrik. Die erediensruimte het min kuns of simboliek. Die eredienstyd is vas en presies. Die rol van die Bybel is om feitelike ontdekkings te maak wat groter insig bewerkstellig. Hulle wil uit die erediens stap met nuwe inligting waarmee hulle toegerus is. Hulle soek 'n dieper verstaan van God en die lewe. Om op te som die kenmerke van hierdie spiritualiteit, hulle beleef God op 'n innerlike wyse, die klem val op kennis, daar's 'n behoefte aan orde en struktuur, beheer en kontrole, 'n logiese verloop is belangrik, goeie voorbereiding is noodsaaklik, logika en selfbeheersing maak saak. Natuurlik het hierdie spiritualiteit ook blinde kolle. Hulle soek nie 'n emosionele opsweepery nie, sê hulle. Hulle hou nie van onordelikheid of spontaniteit nie. Hulle kyk neer op eredienste waar mense dinge beleef wat nie beredeneer of gemotiveer kan word nie. Hulle is skepties oor mense wat dinge net intuïtief beleef en goed sommer net aanvaar sonder om daaroor te dink of te redeneer. Hulle glo 'n mens loop nie met jou gevoelens op jou mou rond nie. 'n Mens maak nie geloof te eenvoudig nie, dis kompleks, dit verg diep nadenke en beredenering. Naïewe geloof frustreer hulle. Ander spiritualiteite kyk ook na hierdie kopspiritualiteit en daar is sekere blinde kolle wanneer mense dit doen. Hulle sê hierdie mense is nie geesvervuld nie. Hulle verhouding met God is dan net alles in hulle koppe, daar's niks in hulle harte nie. Hulle raak nie opgewonde oor God nie. Hulle is skepties en krities. As hulle sing, lyk dit nie asof hulle dit geniet nie, dit kan nie uit hulle hart uitkom nie. Hulle geloof is nie ekspressief nie, dit is dis dooie tradisie. Hulle maak geloof te kompleks en dis te rasioneel, daar's nie plek vir belewing nie, dis is hulle nie eg nie. Kennis is te belangrik en kennis staan eintlik in kompetisie met geloof. Indien hierdie spiritualiteit van die kop te ver gevoer word, lei dit na ortodoksisme. Die klem is dan op die natuurlike ten koste van die bonatuurlike. Die Bybelkarakter van hierdie spiritualiteit is natuurlik die apostel Paulus.
die fariseer, die teoloog, die student, die denker, die skrywer, die debatteerder. In ons groep gaan ons saamgesels oor hierdie spiritualiteit. En ons gaan die waarde van hierdie spiritualiteit vir die kerk ontdek. En ons gaan die mooi en die positiewe van dit wat hulle ook na die res van die gemeente bring, opnuut ervaar en vier.